Goeienaand boere en vriende. Ek wil vanaand so 'n bietjie met u praat oor die vloek en die seën wat Vader vir ons voorgehou het. En dan kyk ons bietjie na die valse profete en die profete wat die boervolk veronderstel is om te hê. Nou ek gaan heeltemal voor in die skrif begin en ek kan vir u niks anders vertel as nie dit wat in Vader se woord staan nie. Vader het vir ons sy woord gegee as riglyn van ons lewe. Vader het vir ons woord gegee as 'n seën, as 'n beskerming, as 'n lig, as die waarheid, as die weg. Die weg na sy koninkryk is sy woord. Sy seun Yeshua het gekom om in die vlees te wandel. Sy woord het vlees geword, sy woord is sy wet. Sy wet het om in die volk kom wandel en Yeshua het sy woord en sy wet en sy weg en sy waarheid vir ons kom uitlewe om vir ons die regte pad te wys en ons terug te kry van die pad van die valse profete af wat vandag nog onder die boervolk lewe. So daar's baie profete, priesters, leraars, dominees, vaders, ek weet nie wat hulle vandag noem nie, evangeliste, wat die evangelie verkondig in plaas van Vader se woord. Die evangelie is 'n mens sy eie opinie. Dis my opinie van die evangelie. As jy opinie van my verskil, is jy welkom om te gaan ondersoek en stel. Evangelie is nie die woord van die Almagtige nie. En die woord van die Almagtige was van die begin af daar. Hy is die woord, hy is die wet, hy is ons lewe, hy is ons lig, hy is ons beskerming, hy is ons alles. Hy het met sy woord die heelal geskape. Hy het nie klei osse gebou daar langs die dam met pendorings vir horings en dol osse met touwtjies nie. Vader het gespreek, sy woord is almagtig en hy het hierdie woord wat hy gespreek het om die aarde te skape, om sy volk uit Egipte uit te red, hierdie woord het hy op 'n kliptafel vir Moses neergeskryf. Nadat die volk afgedwaal het weer eens van Vader se woord en Vader se weg. Nou, enige priester, enige dominee, enige predikant, enige leraar, enige kerk, enige denominasie wat enige iets anders te verkondig as net die woord van die Almagtige is 'n valse leraar, is nie van die Vader nie en hy verkondig sy eie doelwit, sy eie opinies en sy eie dogma. Ek sê dit vandag en as jy van my verskil, is u welkom om my per e-mail te kontak of op Facebook en dan moet u my die skrif uit kan antwoord. Vader se woord is die enigste woord wat hierdie volk kan red, kan beskerm, kan seën of kan vervloek. Net een woord en dit is Vader se woord. Hy is die Almagtige. Die heelal, die wêreld, die hemel, die engele, die godheid, die grootheid gaan net oor die Almagtige. Dit gaan nie oor ek en u nie. Ek en u is stof. Ons is gras wat die wind wegwaai. Jy weet, en dan dink ek aan daai versie wat sê, of die liedjie wat ons so graag in die kerk gesing het, wie is waardig om die kroon te dra? Vader sê in sy woord presies, wie is waardig om die kroon te dra? Ons hoef nie te twyfel nie. En ons hoef nie agter al die kerke en die 30.000 verskillende denominasies aan te hardloop, wat hulle nou ewe skielik uit die Nuwe Testament dit aan mekaar slaan, om die Christene te mislei en op 'n een wêreld Christendom af te stuur. So ek kan vir u net gee wat in Vader se skrif staan, en ek wil jy moet vanaand mooi luister. Deuteronomium 11 vers 13 sê, as julle goed luister na my gebooie, wat ek julle vandag beveel, om die Here julle God lief te hê, en om te dien met julle hele hart, en met julle hele siel. Die seën, as julle luister na die gebooie van die Vader, en julle God, wat ek julle vandag beveel. En die vloek, as julle nie luister na die gebooie van die Here julle God nie, maar afwyk van die weg, wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop, wat julle nie geken het nie. Nou, by hierdie gode sal ek 'n bietjie later uitkom. Anders raak die lering of die verduideliking 'n bietjie te lank. Ek is nie 'n priester nie, ek is nie 'n profeet nie, ek is nie 'n dominee nie. Ek het geen akademiese kwalifikasies as dit by Vader se woord kom nie. Ek het net Vader se woord waaruit ek kan leer en ek is Vader baie dankbaar dat hy my na 50 jaar op die regte pad gebring het om te besef hoe die wêreld besig is om ons boervolk te mislei
en ons boervolk uit te moor en ons boervolk te vernietig deur hierdie misleiding. En hierdie misleiding is die kerk. Ek sê dit vandag, en enige dominee kan my vandag aanvat daaroor. Die kerke is die oorsaak van die dood en die uitwissing van die volk van hierdie land. So, hier lê die seën en hier lê die vloek. Dis nie my woorde nie, en dis nie my opinie nie. Jy moet mooi luister. Luister sorgvuldig na al hierdie woorde, wat ek jou beveel, dat dit met jou en jou kinders na jou goed kan gaan, tot in ewigheid. As jy doen wat goed is, en reg is, in die oë van die Almagtige, jou God. Nou, kom ons stop net eers gou 'n bietjie hier. Ek sien die Bybels, soos die Bybels vertaal word in Nuwe Afrikaans, kom maar nuwe versies en nuwe name en sulke goed in. Daar is net een God, wat vir Israel belangrik is. Vader het gesê, laat elke volk en elke nasie wandel in die weë van sy gode. Vader het nie 'n saak met die ander volke nie, en hy het ook nie 'n saak met die ander nasies nie. Vader het 'n saak met sy volk. Hy sê, Israel is my volk. Die ander nasies en die ander gode en die ander volke is hulle saak. Hy sê ons moet luister na sy wet. Nou, in die Bybel is nou invertaal, dis nou Lord, en dis God, en dis Here, en ons het nou 3 verskillende gode, wat ewe skielik nou ons God aanspreek. Daar is net een manier om ons Vader aan te spreek, en om seker te maak, jy weet met watter God jy praat, want daar is verskriklik valse gode in die wêreld. Daar is duisende, en elkeen se naam is God, want elke volk het sy eie God. Die boervolk en die volk Israel het net een God. Dis die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Die skepper van hemel en aarde. Ons dien nie enige God nie, ons dien nie 'n God nie, ons dien die God. Ons is nie gehoorsaam aan enige God nie, ons is nie gehoorsaam aan die God nie, ons is gehoorsaam aan die God van Abraham, Isak en Jakob. En dit is sy woord wat hy vir ons gegee het. Ek wil hê, jy moet mooi dink vandag, en ek wil niemand aanval nie. Ek wil hê, dit moet insink in die diepste wese, en jy moet besef, dat dit nie gaan oor ek en u nie. Dit gaan oor die grootheid, en die goddelikheid, en die almag van ons Vader. En as ons daai grootheid ontken, misken en verwerp, kan ons nie verwag, Vader moet ons seën, ons volk red, ons land terugbring na vrede toe, as ons hom verwerp, sy grootheid verwerp, en onsself, ons eie arrogansie, bo die skepper en bo die almag reken nie. So, julle moet die Here julle God navolg, julle moet hom vrees, julle moet sy gebooie hou, julle moet na sy stem luister, en hom dien, en hom aanhang. Dis Deuteronomium 13 vers 4. Nou, hierdie versie, kan 'n mens seker 'n uur oor praat. Jy moet die Here jou God navolg. Hy het vir ons 'n weg gegee. Deur middel van Yeshua, wat gekom het, wat die wandelende wet, die wandelende woord, die wandelende waarheid, die wandelende lig, die wandelende stem van die Almagtige was. Yeshua was voor die aarde, saam met Vader, wat gekom het na Vader, na die aarde toe, om ek en jy te kom wys, hoe om weer te stap in die weg van die Vader. Jy moet hom navolg. Jy moet hom vrees. Nou, niemand vrees meer Vader nie. Niemand het vir hom 'n heilige vrees nie. Ek weet, dis ons kinders wat ek gesê, ek het vir daai onderwyser 'n heilige vrees, hoor. En wat het dit beteken? Ek het vir hom respek gehad. Hy was 'n man van reg. Hy was 'n man van geregtigheid. Vandag lees ek op Facebook oral, my God is awesome. My God is awesome. Type amen if you want to be blessed tomorrow, of if you want to bless someone else. En so sê amen as jy iemand môreoggend wil seën, en sê amen as God awful is. Wat se gemors, wat se drek is dit wat die kerke in ons volk begin indruk? Ons dien nie 'n awesome God nie. Ons dien die heilige God van hemel en aarde, die God van Abraham, Isak en Jakob. Ons God is afgestem van sy troon af, demokraties. Van die wêreld het teen hom gestem. God is van sy troon af. Hoor wat ek hier vandag sê, ons het hom uit ons harte uit, van die troon van ons harte uit, uitgestem.
Hy is nie meer in ons harte nie. Want ons doen wat ons wil doen, en hy moet tevrede wees, heeltemal agter in die ry. Deuteronomium 13 vers 8 sê, jy moet nie inwillig en luister na enige iemand wat jou probeer weglei van hierdie woord af nie. Ook mag jou oog hom nie verskoon nie, en jy mag jou nie ontferm om hom nie, en niks om sy ontwil wegsteek nie. Jy sien, die Vader sal nie vir ons so iets sê, as hy nie wil hê ons moet dit toelaat nie. Nou, ek gaan weer vir 'n oomblik hier stil staan. Ons glo, dat die duiwel het so rooi pak aan, met sulke lekker rooi bilhorings, nie blou bilhorings nie, op sy kop, met so 'n lang krulster, en 'n lang tuinvark in sy hand, en hy kom draf in jou huis en hy sê, joei, ek is die duiwel, ek kom sorg julle bietjie uit, julle moet bietjie hoor wat ek vir julle sê, en dan moet julle my volg. Die skrif sê, hy gaan kom in skaapsklere, hy gaan lyk soos ek en u. Hy gaan dieselfde taal praat as ons twee. Hy gaan met 'n sagte stem kom. Hy gaan kom as alles wat jy in jou lewe voor gehoop het. Maar hier binne is hy die wolf, die roofsigtige wolf, wat jou siel uit jou liggaam uit gaan ruk tot in die hel. En dit is die misleidingstaktiek van die Satan en die vyand, is liefde vir die verkeerde dinge. Vader het gesê, jy moet my lief hê met jou hele hart, jou hele verstand en jou hele siel. Gaan kyk 'n bietjie na die eie huis. Kyk bietjie in die eie huis rond. Ek het dit in my huis gedoen. Vir wie het ek gedien? Afgode? Feeste wat Vader my nie beveel het om te hou nie? Geld spandeer op allerlei feeste? Christenfeeste? Want ek het dit lief geraak, dit het lekker. Varkie op die spit, hy lekker nommertjies. Paasnaweek teen die see, nie wat Vader bedoel het nie, hoor. Vader haat die een wat 'n vark vreet. Dis onrein, sê hy, vir my volk. Nou, as jy hom eet, dan moet jy aanvaar, jy verwerp Vader se autoriteit, en jy reken jouself nie as een van Vader se volk. Dis so maklik soos dit. Dis nie my woorde nie, dit staan in Vader se woord. Vader het gesê, as jy onrein, jy mag hom nie aanraak nie. Jy kan hier by jou debatte kom, jy kan met jou argumente kom, jy kan vir my kom sê, jou Jesus Christus, die Satan se seun, en dit kom anders ter leer. Dis 'n leuen van die Satan. Yeshua, ons Messias, het nooit vark gevreet nie, hy het nooit Kersfees gehou nie, hy het nooit Paasfees gehou nie. Hy het sy Vader se wil en sy Vader se wet 100% vervul. Dit beteken bekragtig, stempel, my Vader se wet, my woord, ek bekragtig dit as die enigste woord. Hy het dit nie kom vernietig, dit staan ergens in die skrif. So, ek wil nie te veel daarop uitbrei nie, ek sal dit op 'n ander dag doen, anders raak die verduideliking 'n bietjie lank. Die man wat nie luister na my woorde, wat hy in my naam spreek nie, van homself sal ek rekenskap afwys. Nou, wat is 'n profeet? 'n Profeet is nie iemand wat heel nag sit en na geeste luister en dit môre aan die volk oordra nie. 'n Profeet is die een wat Vader se woord vat. Dit het Vader vir hom gegee het. Ons is verskriklik bevoorreg vandag. Ons het dit vandag op skrif. Baie mense sê Abraham is gered uit genade uit. Abraham het nie 'n wet gehad nie. Dis 'n leuen, dis 'n lieg. Maar dis die een wat nie sy Bybel lees nie. Die een wat Vader se woord verwerp, is die een wat met daai liberale aantuiging kom, wil ek amper sê. Vader sê in die skrif, omdat Abraham guns gevind het in my oë, deur my insettinge, my verordeninge en my wette te gehoorsaam. Daarom het Vader hom genade betoon. Nou, genade is 'n ander dag se lering. Ek gaan nie vandag daaroor drie nie. Kom ons los dit vir vanaand. Ons praat net eers 'n bietjie oor Vader se wet, Vader se woord en wat hy van ons verwag, nie wat ons van hom verwag nie. Ons verwag van hom niks. Al wat ons van hom verwag is genade. En Vader sal ons genade gee
dan moet ons sy genade waardig wees. Onthou genade. Daar is 'n verskil tussen genade en genade. Die Engelsman sê mercy en grace. Mercy is iets wat Vader vir jou verniet gee. Ek gee vir julle my genade, om terug te kom, ek spreek julle vry uit my genade uit. Ek spreek al julle sondes vry, sodat julle weer onder my guns kan kom, sodat ek weer welbehaag kan hê in julle, dat julle weer my waardige volk kan wees. Daai guns, daai grace, is iets wat ons nou moet bewys van Vader. As iemand 'n koppige of 'n wederstrewige seun het, en hy luister nie na sy vader en sy moeder nie, dan moet hulle hom tigtig. En as hy nog steeds nie luister nie, dan moet hulle hom na die oudste van die stad toe vat. Dan moet die oudste van die stad hom tigtig. En as hy nie na hulle luister nie, moet jy hom uit die laar verwyder. Hy moet nie in die laar wees nie. Tot hy leer om te luister, dan kom hy terug. Dan is hy weer in die laar. En net hierdie in die laar is onder Vader se beskerming, Vader se liefde, Vader se waarheid, Vader se wet, Vader se weg. Die oomblik wat jy die laar verlaat, is jy onder sy genade uit, is jy onder sy beskerming uit, is jy onder sy weg uit, is jy onder sy liefde uit, dan is jy op jou eie. Tot jy weer bekeer, omdraai, na hierdie boek toe, hierdie reëls wat Vader vir ons gegee, dan word jy weer in die laar van Israel aanvaar. Dit is hoe dit was. En dis hoe dit vandag nog veronderstel is om te wees. Maar weet jy wat het ons gedoen? Ons het ons Vader demokraties uitgestem. Ons het alles dit wat verkeerd is in ons laar ingebring. En ons het die wat reg was, wat heilig was, onder Vader se naam, wat Vader se woord gehou het, wat onder Vader se beskerming gestaan het, wat onder Vader se liefde was, het ons in die laar het verwerk. Dis wat in ons boervolk gebeur het. Ons dominees, ons predikante, ons priesters, daar's baie wat hulle voordoen. Die boervolk priester en die boeregemeente priester en die opregte boervolk dominee, ek weet nie wat hulle as noem nie. Maar weet wat? Sondag, op die dag van die paus, en die dag van die Satan, en die dag van die songod, dan nooi hy almal terug na sy kerk toe. Dan verduidelik hy vir u hierdie, in heeltemal ander woorde. En dan spreek hy net genade en liefde en hoop. Maar hy laat gehoorsaamheid heeltemal uit. Ons is mislei. Ons moet verstaan, ons is, ek het amper 'n ander woord gesê, ons is in ons kanon. Ons het die waarheid verwerp, terwille van die leuen. Ons het dit geruil. Want weet jy wat? Die meeste aanvaar die leuen, en ons wil onsself by die meeste, by die sterkste, by die nommers, by die getalle gaan voeg. Vader het gesê, ek stel geensins belang in julle getalle nie. Ek haat julle feestydde. Ek haat julle sabbate. Ek haat julle samekomste. Want julle het my feestydde, my sabbate en my samekomste verwerp. Gaan lees die skrif. Dis nie my opinie nie, ek sal dit vir u gaan haal. En ons sal nog daaroor gesels. Vervloek is die man wat 'n gesnede of gegote beeld maak. 'n gruwel is hy vir die Almagtige. Werk van 'n ambagsman se hand. En dit in die geheim opstel. Die hele volk moet sê